En waarheid nommer 2 is sing, is 'n oorloop van die hart. Sing is 'n oorloop van die hart. Nou vriende, ek weet nie van julle nie, maar daar is 'n hele paar liedjies wat verskriklik met my praat. Tot diep binne in my siel. Ek luister party liedjies as ek net 'n bietjie bemoediging wil hê. Party van die liedjies gee vir my kalmte in my hart. En dit bring my net nader aan die Here. Maar julle, 3 weke gelede het ek vir julle die volgende gesê. Kom ons gaan gou terug. Efesiërs 19b sê, sing met julle hele hart tot eer van die Here. Ek het vir julle die volgende gesê. Ek het gesê, die melodie wat uit jou mond uitkom, is nie so belangrik soos die woorde wat uit jou hart uitkom nie. En hoe weet ek dit? Amen. Want 1 Samuel 16 vers 7 sê, die Here kyk nie na dieselfde dinge as wat ek en jy kyk nie. Hy kyk nie daarna nie. Die mens kyk na die uiterlike. Maar die Here kyk na die innerlike. Vriende, die Here ken my en jou hartspostuur, soos wat ek hier staan, ken hy my hart. Hy weet hoe dit lyk. En John MacArthur sê dit mooi, hy sê, the first consequence of the spirit-filled life that Paul mentions here was not this mountain-moving faith or an ecstatic spiritual experience or dynamic speaking ability or any other such thing. It was simply a heart that sings. En vriende, as jy kom en jy sien jouself en ons staan hier vreugdevolle, uitbundige, maar ook 'n hartlike sang, wys vir mense wat hier inkom, dat ons 'n gemeente is, wat 'n geesvervulde gemeente is. Vriende, 'n geesvervulde gemeente is 'n mekaar gemeente. En ek wil so ver gaan om te sê, weet julle wat? Dis nie net 'n mekaar gemeente nie, dit is ook 'n saam gemeente. Amen. En dis vir ons belangrik, vriende. Ons is 'n mekaar gemeente, maar ons is ook 'n saam gemeente. En Jesus kom sê vir ons in Hebreërs 2 vers 12, hy sê, ek sal die naam aan my broers bekend maak, in die samekoms van die gemeente sal ek u lof besing. Vriende, so sing met jou hele hart tot eer van die Here. En moenie worry oor die melodie wat uit jou hart uitkom nie, want 3/4 van die mense om jou kan ook dit hoor. Right? Dis okay. As ek die woord vergeet, as ek die verkeerde woorde op 'n Sondag sing, wie's verkeerd, ek of julle? Julle. Nee, sê dit. Die woord wat op die bord is reg teen. My oë het baie keer toe. Want sien ek die verkeerde ding, né? So, vriende, hier is die probleem. As ons nie die Here met ons hele harte sing tot eer van die Here, is daar 'n probleem vir my en vir jou. Die teenoorgestelde kan ook waar wees. Die teenoorgestelde is, ek en jy kan hier kom staan en ons kan 'n leë en 'n lustelose en 'n apatiese aanbidding op die tafel vir die Here sit. Ons kan net so sê, nee, ek kom maar net. Maar ek is seker, jy het al in jou lewe gehoor, daar is 'n gesegde wat sê, don't do anything half-heartedly. Don't do anything half-heartedly. Dit sê nie in hierdie teksvers 19b nie, dit sê nie hier, sing met 'n kwart hart nie, of sing net met die helfte van jou hart nie, dit sê sing met jou hele hart. Sing met jou hele hart. So die vraag is, vriende, terwyl jy hier sit, dalk wil ek vanoggend weer vir jou kom vra. Ek wil weet by jou, om dalk moet jy introspeksie doen en sê, is ek dalk skuldig, soos wat ek vanoggend hier sit, aan 'n halfhartige lofprysing vir die Here? Is dit moontlik waar my hart nou is? Want sien vriende, as ons na die woord van God kyk, is die ware aanbidding en sang, dit kom uit die hart uit. In Johannes 4 vers 23 sê, maar dan kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader deur die Gees en in die waarheid sal aanbid. Is jy daar? Is jy besig om die Here in die Gees en in die waarheid te aanbid? Want die Vader wil jy sê, dat mense wat hom aanbid, dit so moet doen. Vriende, ek en jy sing vanuit 'n geesvervulde hart. En as ons dit doen, dan kan ons wees, soos die Romeinse skrywer in Romeine 8 vers 16 sê, ons kan dan getuig van God se goedheid, en ons kan sê, ons is kinders van God. Amen. So waarheid nommer 1, sing is 'n vorm van gemeenskaplike bemoediging.